Hulle het gegaan. Jerusalem het te veel geword. Te gespanne, te verwarrend, te pynlik. Alles waarvoor hulle gehoop het, het daar ineengestort. So hulle het weggestap. Nie dramaties nie, nie in opstand nie, net stilletjies weggestap. Op hierdie manier het hulle probeer sin maak van alles. Probeer om weer asem te kan haal, probeer om 'n bietjie afstand te kry tussen hulle self en hulle teleurstelling. En as ons eerlik is, ken ons daardie instink. Want vlug lyk nie altyd soos om alles agter te laat nie. Soms lyk dit bloot soos die gesprek vir my wat jy weet jy moet hê. Of jou terughou van mense omdat dit makliker is om onbetrokke te bly. Of om te verdoof wat jy voel in plaas van om dit in die oë te kyk. Of om besig te bly sodat jy nie hoef te onthou wat aangaan of daaraan aandag te skenk nie. En soms gaan dit verder as dit. Jy begin die gedagte koester om iets te los. Jou werk, jou verantwoordelikhede, selfs die plek waar jou lewe gewortel is. Net om weer 'n gevoel van verligting te kry. En eers langs die pad begin ons op 'n afstand staan van die plekke waar God ons miskien uitnooi om teenwoordig te bly. Dit is wat hierdie reisigers doen. Hulle verlaat nie net 'n plek nie, hulle stap weg van die gewig van wat gebeur het, van die verwarring, van die teleurstelling, van die ons het gehoop. Maar dan gebeur iets. Hulle ontmoet Jesus. Hulle harte word wakker, hulle oë gaan oop en skielik keer hulle terug. Hulle gaan terug na Jerusalem toe, terug na dieselfde plek wat hulle pas verlaat het. Lukas 24 vers 33 tot 35. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Die plek het nie verander nie. Die ingewikkeldheid is nie opgelos nie. Maar daar is goeie nuus. Jesus lewe en die opgestane Jesus verander die manier waarop ons in hierdie selfde plekke bestaan. En hulle het hom gesien. Dit verander alles. Hulle keer nie terug omdat dit nou maklik is nie. Hulle keer nie terug omdat alles nou sin maak nie. Hulle keer terug, selfs in hierdie warwoel en chaos, omdat hoop herstel is. En hoop het 'n rigting. Dit beweeg ons na buite. Ander moet dit nou ook weet. Die boodskap moet uitkom, die werk van Jesus moet voortgaan. Ja, soms moet ons weggaan, maar hier en in ons lewens ook hoef ons nie te vlug om hoop te vind nie. Hoop vind ons deur hom. En ons kan dit uitleef waar hy ons ook al stuur, selfs in die plekke wat ons gereed was om agter te laat. So miskien is die vraag vir ons nie net, waar vandaan wil ek vlug nie, maar waarheen nooi Jesus my om terug te keer, saam met hom. Want om Jesus te volg beteken nie ons is verwyder uit die wêreld nie. Hy stuur ons terug daarna. Maar ons is anders, en ons is nie alleen nie. Ons is nie verslaan nie. Ons kom met 'n stil, sekere hoop, wat net van hom afkom. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hoop, dankie vir daardie lig, en dankie dat geen donkerte dit kan uitdoof nie. Dankie dat U vir ons 'n rede gee om te gee, en te gaan doen wat U van ons vra. Rus ons toe en lei ons. Dankie, Here. Amen.